Wat is dit vir jou werd? Elke keuse in mense lewe vra eintlik vir jou dieselfde vraag. Wat is dit vir jou werd? Nie net wat jy wil hê nie, maar wat jy bereid is om te betaal of prys te gee om dit te kry. Niemand bereik 'n bestemming sonder 'n reis nie, en elke reis kos iets, soos tyd, energie, geld, of wat ook al jy moet prys gee om daar te kom. Die sielkundiges Aronson en Mills het destyds in 'n eksperiment gevind dat mense wat 'n moeilike en ongemaklike proses moes deurgaan om by 'n groep aan te sluit, die groep daarna baie meer waardeer het as diegene wat sonder enige moeite kon aansluit. So hoe meer iets gekos het, hoe meer waarde het hulle daaraan geheg en ons ook in die algemeen. Ons ingesteldheid is so ingerig dat opoffering en waarde saamloop. Ek lees 'n interessante gelykenis wat Jesus vertel oor 'n skat in 'n saailand. In Matteus 13 vers 44 staan: "Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, omdat hy baie in sy skik is, en hy gaan verkoop alles wat hy het, en hy koop daardie land." Die man verkoop nie alles met die oog daarop om iets te verloor nie, maar ter wille van die vreugde wat hy gaan verkry. En toe hy die skat se ware waarde besef, was dit vir hom beslis makliker om al sy ander besittings te laat gaan. Die implikasie is dat die koninkryk van God, met antwoorde om Jesus te volg, gaan ook van ons iets vra, dit doen. Of dit ons tyd, ons planne, ons gemak, ons afhanklikheid is, maar dit is 'n positiewe ruil, want dit is iets wat absoluut alles werd is as werklike skat. En dikwels is opoffering juist die aanduiding dat ons besig is met iets wat regtig waardevol is. So die vraag is dit vandag, is dit waarmee jy tans sukkel, of andersins sukkel om mee te begin, vir jou werklik waardevol? Wat is dit vir jou werd? Leef geïnspireerd.